om God se naam te verheerlik, om hom in erediens te ontmoet. Ons kom om hom te loof en te prys. En daar is geen beter manier om hierdie erediens te begin nie, as met hierdie verklaring uit die woord van die Here. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die drie-enige God, die genade, barmhartigheid en vrede van die Vader, Seun en Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. Kom ons sing nou die lof van die Here en ons sing dit uit Psalm 8. Ons gaan in die woordverkondiging ook by Psalm 8 stil staan. So kom ons sing Psalm 8 en ons sing daarvan vers 1 en 2, vers 1 en 2 en vers 1. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand, o Heer, of wilde water weer, geen hemelsfeer in die oneindigheid, of orals blink u naam en majesteit. Kom ons sing Psalm 8, vers 1 en 2, daarna kan u weer gaan sit. Dan vir elkeen van u om saam met my te blaai na Matteus hoofstuk 22. Matteus 22, ons gaan die wet van die Here uit hierdie gedeelte lees, vers 34 tot 40 van Matteus 22. Jesus som hier vir ons die wet van die Here op. Hy som vir ons die wet van die Here op as liefde, liefde tot God en liefde tot ons naaste. En ons het nou net so mooi gesing eintlik daar in Psalm 8 vers 1, dat die hele aarde vol is van die heerlikheid van God. En ons kan ook daaraan deelneem, ons kan ook die heerlikheid van God uitdra, soos wat ons lief is vir mekaar en lief is vir die Here, dan getuig ons daarvan deur ons lewens dat God sy heerlikheid hierdie aarde vol maak. So kom ons lees Matteus 22 en ons lees vers 34 tot 40. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Dit is wat God van ons verwag, dit is wat hy van ons eis. God is heilig, hy is 3 maal heilig, dink aan die uitroep van die serafs voor sy troon, heilig, 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 is die Here van die leerskare, en ook die aarde getuig daarvan, want die aarde is vol van sy heerlikheid.
Almal van ons doen daagliks sonde. Daarom het ons nodig om ons skuld voor die Here te bely. Kom ons doen dit nou deur saam te sing uit Gesang 62. Ek wil vra dat ons Gesang 62 vers 1 tot 4 sittende sing, maar nadat ons dit gesing het, dan kan u elkeen asseblief opstaan, dan gaan ons staan terwyl ons die genade van die Here hoor. Die gedagte is, ons verskyn elke Sondag voor die troon van die Here en dan staan ons om te hoor hoe hy ons vryspreek, net soos 'n sondaar in die hof vrygespreek word. So ons gaan Gesang 62 vers 1 tot 4 sing. Ons sing dit sittende. As ons dit klaar gesing het, kan u opstaan vir die genadeverkondiging.
In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ons mag vanoggend hoor, dat elkeen wat met 'n ware geloof en 'n opregte berou 'n belydenis van die sonde skuld gedoen het, in die naam van Jesus Christus van al hulle oortredinge vergewe word. Maar aan hulle wat aan die sondes vashou en nie tot bekering kom nie, verkondig God se woord ook sy oordeel. Amen. Jy kan nou bly staan en dan bely ons geloof in die Here. Ons doen dit met die baie bekende woorde van die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek nooi elkeen van u wat die vrymoedigheid het om die volgende hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing dan nou verder uit Psalm 8 vers 3 en 4, Psalm 8 vers 3 en 4, daarna kan u weer gaan sit.
Psalm 8. Dit is waarby ons vandag in die woordverkondiging sal stil staan. Ons gaan die hele Psalm lees en ons gaan in die preek die hele Psalm hanteer. Ons gaan van vers 1 tot vers 10 deur die Psalm werk en ons gaan kyk wat die Here vir ons in hierdie pragtige lied wil leer. Die lied het 'n refrein, kyk 'n bietjie of u dit kan sien. Het begin en dit eindig met dieselfde verklaring, 'n verklaring van die heerlikheid van die Here. Vers 2 en vers 10 en ons gaan ook dit as tema vir die preek neem. Kom ons lees nou die woord van die Here, Psalm 8, vers 1 tot 10. Vir die musiekleier op die getiet, 'n Psalm van Dawid. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U wat u majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suiglinge het u sterkte gegrondves, om u teestanders ontwil, om die vyande en wraakgierige stil te maak. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Dit is die woord van die Here. Ek vra dat die broeders staan en dan bid ons saam. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Dankie vir u woord, o drie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Dankie vir u woord wat kosbaar is, pragtig is, mooi is. Wat ons van u leer, wat ons leer om met nuwe oë na die wêreld rondom ons te kyk. U woord wat ons leer om met nuwe oë na die sterre bo ons te kyk. U woord wat ons leer om met nuwe oë na onsself te kyk. Ons gebed is vanoggend dat u ons sal lei deur u woord heen, dat u ons sal help om u woord te verstaan. Lei tog vir my, u sondige dienskneg, om u woord te verklaar en toe te pas op 'n manier wat almal van ons sal verstaan en wat almal van ons iets kan mee huis toe vat. Ons gebed is, o Vader, dat u ons sal aanspreek waar ons aangespreek moet word, dat u ons sal troos waar ons getroos moet word, dat u ons sal bemoedig waar ons bemoedig moet word, dat u vir ons leiding en kennis en insig sal gee waar ons dit nodig het. Lei ons gemeente, o Here, gee tog uit u groote genade, dat ons gemeente 'n gemeente sal wees waar hierdie lied gedurig deur sal weergalm. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Amen. Het u al van die Hubble Ultra Diepveld foto gehoor? Hoef nie hande op te steek nie. Die Hubble Ultra Diepveld foto. Vreemde naam. Maar ek vermoed as ek die foto vir u sou wys, is daar 'n paar van u wat heel moontlik al die foto gesien het. Laat ek verduidelik waar dit vandaan kom. Rondom die jaar 2003 het die wetenskaplikes wat die Hubble teleskoop, dit is een van die groot teleskope wat daar tans is, waarmee mense na die sterre kyk,
het die wetenskaplikes wat die Hubble-teleskoop beheer besluit om daardie teleskoop vir 'n lang tydperk te laat kyk na 'n pikswart deeltjie van die ruimte. Om u 'n idee te gee, dit is 1/26 miljoenste deel van die ruimte. So as jy wil weet regtig hoe groot dit is, die kinders, julle kan dalk huis toe gaan, dan vat jy 'n stukkie papier, en jy vra jou ouers om jou te help, en jy sny hom 1 millimeter by 1 millimeter. Stukkie papier, millimeter by 1 millimeter, en dan vat jy dit en jy hou dit omtrent armlengte van jou oë af weg. En jy kyk buite na die ruimte. Dit is hoe 'n groot deeltjie van die ruimte hulle op gefokus het. 'n Deel waar daar skynbaar niks was nie, totale duisternis. En hulle het oor die loop van 4 maande die teleskoop se lens oopgemaak elke keer wanneer hy reg opgelyn was om na hierdie piepklein deeltjie van die ruimte te kyk. En toe, na dit, het hulle daardie data gevat en 'n prent gegenereer, en op hierdie foto het hulle 10.000 sterrestelsels gesien. Maar die piepklein, pikswart deeltjie van die ruimte, en dit maak jou oë oop en jy sien wat? Nie 10.000 sterre nie, nie 10.000 planete nie, 10.000 sterrestelsels. 'n Sterrestelsel is iets soos die Melkweg, waarin ons is deel van die Melkweg. Volgens skatting, niemand weet nie, maar volgens skatting is daar in die Melkweg enigiets tussen 100 miljard en 400 miljard sterre. Dink nou, elke van daai sterre kan 'n paar planete hê, elke planeet kan 'n maan hê. Net in ons Melkweg, en dan op daardie piepklein deel van die ruimte, 10.000 sterrestelsels. As jy dit hoor en jy sien daardie prent en jy besef hoe groot God se wêreld is, dan bring dit jou op jou knieë voor hom en jy vra saam met hierdie Psalm, wat is die mens dat u aan hom dink, die mensekind dat u hom besoek? Dis die kern van hierdie Psalm. God se skepping word vir ons so mooi beskryf, en die doel daarvan is dat almal van ons weer sal sê, wie is ons? Wie is ons dat God met ons 'n verbondsverhouding gesluit het? En so by ons stil staan hier in die preek. Ons moet besef dat ten spyte van ons kleinheid, ten spyte van ons nietigheid, het God nogtans uit sy genade 'n verbond met ons opgestel. Hy gee om oor ons. Hy gee om oor ons planeet. Al is ons planeet in die groter skema van dinge so klein. Hy gee om oor hierdie aarde soveel so dat die Psalm sê, o Here, ons Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Dit is hoeveel hy omgee vir hierdie planeet, en dit is hoeveel hy omgee vir ons. Dis die tema waarby ons stil staan, is hierdie refrein. O Here, ons Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Ons gaan by verskillende aspekte van die heerlikheid van die Here stil staan, soos wat ons deur die Psalm gaan werk. Nooi u uit elkeen van u wat graag wil om saam met my te volg, soos wat ons deur die Psalm gaan lees. Ons gaan vers vir vers deur die Psalm gaan. En daar's 4 punte wat ek gaan uitlig, soos wat ons deur die Psalm beweeg. So ons lees daar in vers 1, vir die musiekleier op die getiet. Niemand weet presies wat 'n getiet is nie. Dit kon 'n musiekinstrument gewees het, dalk was dit 'n spesifieke melodie waarop die Psalm aanvanklik gesing moes word. Hoe dit ook al sê, dit is 'n Psalm van Dawid. En in vers 2 gee hy vir ons die refrein, die tema, o Here, ons Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Ons gaan terugkom na dit by vers 10 as ons daar uitkom by die refrein. Dan in vers 3. Hier is waarby ons nou gaan stil staan. Uit die mond van kinders en suiglinge het u sterkte gegrondves, om u teestanders ontwil, om die vyande en wraakgierige stil te maak. Dit is die eerste punt wat ek wil uitlig. God se naam is heerlik, want sy vyande word stil voor sy sterkte. God se naam is heerlik, want sy vyande word stil voor sy sterkte. Sien, hierdie vers kan vir ons met die eerste hoorslag baie vreemd klink. Ons kan sê dit is moeilik om te verstaan. As jy net hoor wat dit daar beskryf, dan klink dit vir ons iets wat nooit gebeur nie. Klink vir ons soos iets wat baie vreemd is. Dit sê, deur die mond van babietjies maak God vyande stil. Hoe werk dit? Dit is baie vreemd. Het u al ooit na 'n babietjie gekyk wat huil, en dan is daar 'n vyand van God, en die vyand word ewe skielik stil? Dit gebeur nie regtig nie. En daarom is dit vir ons, kan dit vreemd wees. Maar kyk net na hierdie vers, en kom ons vergeet vir 'n oomblik van die eerste deeltjie, kom ons vergeet vir 'n oomblik van die kinders en die suiglinge, en kom ons fokus net op die tweede deel van die Psalm, van die vers. Wat sê daai vers?
Dit sê God het sy sterkte gegrondves, hy het sy krag geopenbaar, hy het gewys dat hy magtig is, dat hy almagtig is, hy wys sy sterkte, hy vestig sy sterkte, en die gevolg van dit is dat sy vyande stil word. Dit is nie 'n moeilike ding om te verstaan nie, dit kan ons baie goed verstaan. God wys sy krag, en gevolglik word sy vyande stil. 'n Mens kan dink, almal van ons verstaan dat jy word van nature stil as jy gekonfronteer word met ware mag, ware krag. Dink aan iemand wat wildtuin toe ry, en dan ry hy in die wildtuin en daar is hierdie reuse groot olifantbul wat reg langs die pad staan. En hy stop sy motorkar en hy draai die venster oop en hy begin om foto's te neem. En dan kom die olifantbul nader gestap totdat hy reg langs die voertuig staan en jy kan jou hand uitsteek om aan hom te vat as jy sou wou. Daardie voertuig is dan choopstil nie waar nie. Almal wat in daai kar sit, jy maak nie 'n piep geluid nie. Dit is baie natuurlik vir ons wanneer ons ware krag, ware mag, ware sterkte sien om stil te word. En hoeveel te meer dan wanneer dit kom by die sterkte van God, die krag van God, die mag van God. As hy sy mag grondves, sy sterkte grondves, dan word 'n mens stil. Nie net ons nie, maar ook selfs God se vyande word stil wanneer God sy mag grondves. Maar hoe vestig hy sy mag? Dis die interessante. Sien wat sê daai vers. Deur die stemmetjies van babas. Dit, deur iets wat aanvanklik so klein, so magteloos lyk, dit is hoe God bewys dat hy magtig is. Deur die monde van kinders en suiglinge, letterlik babietjies wat nog melk drink, kinders en suiglinge, klein babietjies. Klink vir ons baie vreemd, maar ons moet onthou, die Here se woord praat altyd die waarheid. Dit is altyd die waarheid. God se woord is altyd relevant, is altyd aktueel en dit praat altyd die waarheid. God maak nie 'n fout nie. Hy maak ook nie 'n fout hier as hy sê ek bevestig my mag nie net deur dominees wat mooi preke gee nie net deur ouderlinge wat getrou hulle besoeke doen nie net deur dik ingewikkelde teologiese boeke wat geskryf word nie, maar ek bevestig ook my mag deur 'n babietjie wat huil. Dit is hoe magtig God is, dat hy selfs deur die stem van 'n kind of 'n suigling vir die hele wêreld kan wys hoe magtig hy is. En dit is wat babietjies doen, hulle besef dit nie, hulle weet dit nie. Maar die feit dat daai babietjie daar is, God het daai kind gemaak, God het vir daai kind 'n stem gegee, God het daai kind se mond en tong, alles perfek gemaak en daardeur wys hy sy sterkte. Deur iets wat skynbaar so klein, so nikszeggend is. En God sê, dit is hoe ek my mag in hierdie wêreld openbaar. Dit moet vir ons anders laat kyk na ons kinders. Vir die ouers hier, jy moet anders kyk na jou kinders, na jou babietjies. As jy 'n ma of 'n pa is, daardie gehuilery van die kind, dit kan jou soms teen die mure uitdryf. Jy wil net kwaad word, maar wat moet ons besef? Daardie geluide wat die kinders maak, die baba geluidjies, selfs dit is iets wat God eer. Ons moenie net fokus daarop hoe kwaad dit ons maak, ons moet fokus daarop dat God self so vir ons sy mag wys. En ons wat hier in die kerk sit, ons moet dit ook besef, kinders het 'n plek hier in die kerk. Ons dink baie keer, hierdie is die plek vir die groot mense en ons hou nie heeltemal van die idee van 'n kinderkerkie, so nou moet die kinders maar hier sit en ons gaan nou nie iets afsonderliks vir hulle reël nie, maar is eintlik die groot mense wat hier nou moet besig wees en die kinders is nie so belangrik vir hulle nie, solank as wat hulle nou maar net vir min of meer 'n uur kan stil sit. Het jy al daaraan gedink dat hierdie die kinderkerk is? Hierdie is die kerk van die kinders. Die kinders moet hier wees. Dit is net soveel hulle kerk soos ons kerk. Hulle hoort hier en selfs die geluidjies wat die babas maak, daardie geluidjies prys en eer die Here. Dit wys vir ons die sterkte en die krag van God. Nou natuurlik van tyd tot tyd dan as die baba dalk te veel geluid maak, ek ontken dit nou nie, vat die kind maar buitentoe dat die res van die mense ook die erediens kan hoor, maar ons moenie neerkyk op dit nie. Dit is nie dat kinders onwelkom is hier of hulle is uit plek uit en ons is hier, al die groot mense sit nou uit ons kerk en die kinders moet maar liefs in die moederskamer of daar buite wees nie. Dit is goed dat die kinders hier is, dit is goed dat hulle geluidjies maak, want selfs daardeur wys God vir ons sy krag. Daar kom 'n hele klompie babas hierdie jaar, ons is baie bly daaroor. Dit is vir ons as gemeente is 'n aansporing om te sê, moenie neerkyk op daardie babas en sê, ag, gaan sit in die moederskamer nie. Maar die babietjies hoort hier, dit is deel van God se werk. Hy wys vir ons almal sy mag deur daardie geluidjies wat die kindertjies maak. Dis die eerste punt wat ons hier moet raak sien. God se naam is heerlik, want deur die geluide van kinders en suiglinge bevestig hy sy mag en sy vyande word stil. Dan gaan ons aan
En ons lees in vers 4: As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Hy praat van die hemel en die sigbare hemel, die ruimte bo ons, die maan en die sterre wat God gemaak het. Reeds in vers 2 het hy ook al reeds gepraat van God se majesteit wat 'n mens in die hemele kan sien. Vers 2: U wat u majesteit gelê het op die hemele. En dit is die tweede punt wat ons hier moet sien. God se naam is heerlik, want die hemele vertoon sy majesteit. Sy kunstige majesteit. Hoor net hoe vers 4 dit beskryf. Die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Die Bybel is vol daarvan. Vol van die feit dat die hemele, die ruimte bo ons, God se majesteit en heerlikheid en krag verkondig. Psalm 19 vers 2 sê, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Psalm 97 vers 6 sê, die hemele verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy heerlikheid. In Jesaja 40 vers 26 roep ons op, hoor net wat sê Jesaja 40 vers 26, slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal, hy roep hulle almal by die naam vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is. Die Bybel is vol van hierdie waarheid dat ons moet kyk na die ruimte, kyk na die sterre, kyk na die hemel bo ons en daardeur moet ons besef hoe groot en magtig en majestueus ons God is. Ons doen dit nie regtig nie. Ek dink die mense van die Bybelse tyd het baie meer in die natuur geleef, soms noodgedwonge. Hulle was afhanklik van die sterre om vir hulle rigtings aan te dui in die nag. Oos, wes, noord, suid, ons het dit glad nie nodig nie. Ons sit 'n GPS op en ons klim in die kar en daar ry ons. Ons het nie nodig om heeltyd op te kyk na die sterre. Ons is nie so afhanklik daarvan nie. Ons leef in die gegons van teerpaaie in plaas van die lied van die sterre. Ons kom nie baie uit in die natuur nie. Dit is eintlik moontlik, een van die kommentare reken dat Dawid heel moontlik hierdie psalm geskryf het terwyl hy besig was om sy pa se skape op te pas. En die eerste dier wat hy noem is skape later in die psalm. Praat hy van skape. En dit is heel moontlik dat hy in die nag uit was en wat sien hy? Hy sien die maan bo hom, hy sien die sterre bo hom. Dit is al geselskap wat hy het buiten vir die skape rondom hom. Hy skryf hierdie lied. Hy is bewus daarvan dat die hemelruim van God se majesteit getuig. Ons sien dit nie altyd so nie. Ons is baie vasgevang in die moderne lewenstyl. Elke nou en dan kry ons so 'n klein kykie in die heerlikheid van die ruimte bo ons. Onlangs was daar die Artemis 2 ruimtemissie. En ek is seker almal van julle daarvan gehoor, die Amerikaners het 'n ruimtetuig rondom die maan gestuur om foto's van die maan te neem wat nou tot nog toe nie besigtig kon word nie. Maar jy het nie nodig om in 'n ruimtetuig in te klim om die heerlikheid van die nagtelike hemel te sien nie. Ry net uit. 10 km, 15 km uit van hier af na die platteland. Stop jou kar daar waar daar nie straatligte is nie en kyk op. En jy sal die heerlikheid van God ook daar sien. Sien, as gereformeerdes, en nou met die mense wat deel is van die Bybelstudie, u sal nou hiervan weet, maar as gereformeerdes glo ons dat God homself aan ons in 2 boeke openbaar. Hy openbaar homself aan ons in die boek van die skrif, maar ook in die boek van die natuur, die algemene openbaring en die besondere openbaring. Ons het dit al gedoen in Nederlandse geloofsplans artikel 2. Die algemene openbaring en die besondere openbaring, die boek van die natuur en die boek van die skrif. En hierdie lied wat die sterre sing, die lied van die skepping, die lied van die natuur, is deel van daardie algemene openbaring. God maak hom so aan ons bekend. Hy maak so sy krag en majesteit aan ons bekend. Dink vir 'n oomblik daaraan dat jy op iemand verlief was en daardie persoon skryf vir jou 2 briewe. Sou jy tevrede gewees het om net die een brief te lees? Of sou jy al 2 briewe so vinnig as wat jy kon gelees het, en weer gelees het, en weer gelees het, en weer gelees het, totdat jy dit later uit jou kop uit geken het?
Waarom is ons dan tevrede om God te leer ken net in die woord en ons kyk nie na die natuur buite ons kyk nie na die sterre, ons kyk nie na die heerlikheid van die hemele bo ons om ook daardeur God se majesteit en krag en heerlikheid te sien nie. Dit is die tweede punt. Dit gaan oor God se heerlikheid wat 'n mens in die sterre en die hemele bo ons kan sien. Derdens, as ons daar van vers 5 af lees, vers 4 het gesê, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en sterre wat u toeberei het, vers 5, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? Die derde punt van die preek is, God se naam is heerlik, want die mensdom buig voor sy genade. As wat ons hier verder sien, Dawid gebruik nie die woord genade in die Psalm nie, maar duidelik uit die manier hoe hy ons plek in God se skepping beskryf, kan 'n mens duidelik agterkom, dit is alles net genade. Hy het net beskryf hoe heerlik God se heelal is, en nou sê hy, wie is jy? Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mense kan dat u hom besoek. Basies vra hy, wie is ons? Dat God 'n verbondsverhouding met ons opgestel het. Dit is alles net genade. En jy kan nie anders nie, as jy kyk na die grootheid van God se skepping, jy kyk na die lieflikheid en die mooiheid van sy skepping, dan kan jy nie anders as om weer na jouself te kyk en te sê, wie is ek nie? Wie is die mens dat u aan hom dink? Dit gaan daaroor God dink aan ons, hy gee om oor ons, hy vergeet ons nie, maar hy dink aan ons, hy gee aandag aan ons, hy besoek ons, hy kom na ons toe, hy stel 'n verhouding met ons, 'n verbond met ons op. Wie is ons dat God dit met ons doen? En uiteindelik, die hoogtepunt daarvan is wanneer Jesus Christus uit die hemel uitkom en ons besoek deur 'n mens te word en onder ons te woon. Daar wys hy vergeet ons nie, maar hy onthou ons. Dit is die hoogtepunt van God se genade. Wie is ons dat God dit vir ons sou doen? Jy sien God se heerlikheid ook in hierdie genade wat hy aan ons kom bewys. Vers 6 gaan dan verder. U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Wat 'n goddelike wese, dit praat van engele. Dit is hoe Hebreërs 2 dit aanhaal en dit is ook hoe Tosius dit vir ons mooi in die psalms beruim het. God het ons weinig minder as engele gemaak. Hy het ons met eer en heerlikheid gekroon. Hoor net dit. Hoor wat dit sê. Dit is hoe groot God se genade is. Ons wat dit hoegenaamd nie verdien nie. Ons wat so klein is in sy groter skepping en hy het ons net dit minder as engele gemaak, as goddelike wesens, hy het ons met eer en heerlikheid gekroon. Dink aan 'n koning of 'n koningin of 'n prins of 'n prinses wat 'n kroon dra. Wat sê daardie kroon? Daardie kroon sê jy is van die adelstand. Jy's 'n prins of 'n prinses. Dit gaan oor jou amp, jou rol. En God sê hier, hy het ons gekroon, nie met 'n kroon van goud of silwer nie, maar 'n kroon wat baie meer waardevol is as dit, 'n kroon van suiwer eer en heerlikheid. Dit is die kroon wat hy op ons koppe kom sit het. Hoe groot is sy genade dan nie? Verdien jy dit? Verdien jy dit? Om so geëer te word deur God, om die kroon van sy skepping te wees. Verdien jy dit? Ons verdien dit glad nie. Dawid skryf in een van sy ander psalms, in Psalm 22, sê hy, ek is 'n wurm en geen man nie. Dit is wie ons uit onsself is, wurms, die laagste van die skepping. Ons kruip in die modder rond en ons sien geen lig nie, want ons is net hier vasgevang op hierdie aarde. En wat doen God? Hy red ons daaruit, hy bewys in ons sy genade en hy stel ons aan as konings en priesters, sy Openbaring 1 vers 6. Hy maak van ons 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. 1 Petrus 2 vers 9. En dit is alles net genade. Vers 7 tot 9 gaan nog verder, beskryf die heerlikheid waarmee God ons gekroon het, deur ons aan te stel om oor sy hele skepping te heers. Vers 7, u laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles
onder sy voete gestel. Skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. Dit is die groot eer wat God aan ons bewys het. Hy stel ons aan as heersers in sy skepping, nie omdat ons dit enigsins verdien nie, maar uit sy vrye genade. Dis twee maniere wat jy verkeerd kan gaan met hierdie beginsel. As jy besef wat die eer is wat God aan ons bewys, hoe die eer en heerlikheid waarmee hy ons gekroon het. Twee maniere hoe jy verkeerd kan gaan. Die eerste ene is om te weier om hierdie identiteit, hierdie rol toe te eien. Mense doen dit vandag. Selfs Christene doen dit vandag. Dan kyk jy na die wêreld en jy sê, ek gaan eerder in 'n skilpaddop terugtrek. Ek gaan my kop terugtrek soos 'n skilpad in sy dop en soos 'n volstruis wat sy kop onder die grond steek. Ek wil nie verantwoordelikheid vat vir dinge in hierdie wêreld nie, want dit alles lyk so sleg en dit lyk asof dit net 'n klomp werk gaan beteken. Maar God sê nee, hy het ons met eer en heerlikheid gekroon en dit behels dat ons moet heers oor sy skepping. Behels dat ons moet verantwoordelikheid vat en ons is nie lus vir verantwoordelikheid nie, want ons weet dit gaan met opoffering gepaard. Verantwoordelikheid gaan altyd met opoffering gepaard. As ons nie lus nie, dan maak God 'n deur oop en hy sê hier is verantwoordelikheid waar ook al, in die besigheid, in jou werk, by die huis, hier by die kerk. Hier is 'n geleentheid om hierdie koninklike amp uit te leef. Hier is 'n geleentheid om verantwoordelikheid te vat. Ons is nie lus daarvoor nie, ons is skaam, ons sê nee, eerder nie. Dan gaan ons verkeerd. Dit is asof God vir jou 'n kroon gee en jy sê eerder nie. Die tweede manier hoe jy verkeerd kan gaan is om hierdie identiteit toe te eien, maar jy doen dit met 'n houding. Jy maak 'n afgod daarvan. Jy loop rond en sê ek is die kat se snor. Kyk almal, ek is gekroon, ek is heerlik, julle almal moet voor my nou buig en dan kyk jy na God se skepping en jy begin om dit te verniel. Jy begin om dit te domineer. Jy gee nie meer om oor hierdie skepping nie, want jy is die baas op die plaas. Mense doen dit ook vandag. En Christene kan dit regverdig en sê, ag toe maar ons weet mos hierdie wêreld gaan vernietig word, so ons gee nie eintlik veel hieroor om nie. Ons doen nou maar net wat ook al ons moet wil. Ons vat nie verantwoordelikheid vir hierdie wêreld nie, want ons is baas op die plaas. Al twee hierdie maniere is maniere hoe ons verkeerd kan gaan, maar wat moet ons doen? Ons moet sien wat 'n groot genade. Ons het hoegenaamd nie verdien nie, ons is nie waardig nie, glad nie in die minste nie. Ons is klein, nietige sondaars, maar God red ons uit dit. Hy red ons deur die bloed van Jesus en hy sê, hier, ek stel julle aan oor my skepping. Bring ons by die volgende punt, vierde punt, is die refrein, en dit is dat God se naam heerlik is, want die hele aarde is vol van die heerlikheid van sy naam. So vers 2 en vers 10 het hierdie refrein. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Die woord vir heerlik daar kan 'n mens op baie verskillende maniere vertaal. Jy kan dit vertaal as magnifiek, jy kan dit vertaal as edel, jy kan dit selfs vertaal as magtig. Die 2020 vertaling vertaal dit as magtig. Heerlik is glad nie 'n slegte vertaling, jy kan dit beslis so vertaal. Dit gaan daaroor dat God se naam uitnemend is. Dit is die hoogste van alles wat hoog is. Dit is die heerlikste van alles wat heerlik is. Dit is wie hy is, dit is wie sy naam is. Sy naam is magnifiek, dit is uitnemend. En dit sê die hele wêreld getuig van daardie heerlikheid van God se naam. Die hele aarde is van daardie heerlikheid vol. Stop net vir 'n oomblik daar. Kyk rondom jou na die wêreld in die jaar 2026 en sê dan vir my, praat hierdie Psalm van ons wêreld? Dit lyk glad nie so nie. As ons kyk, net ons kyk rondom ons, wat sien ons? Ons sien slaggate in die paaie. Ons sien grondonteiening sonder vergoeding. Ons sien soveel dinge wat sleg gaan. Ons sien soveel dood en oorlog en teëspoed. Nou kyk ons na dit en ons sê, hoe op aarde kan hierdie aarde, hierdie wêreld van God se heerlikheid getuig?
En wat ons dan moet besef, is ons moet besef, ons kyk na ons wêreld en dan moet ons besef hoe nodig ons wêreld vir Jesus Christus het. Dit is wat hierdie Psalm wil doen. Hierdie Psalm wil jou konfronteer en sê, kyk na die wêreld, kyk hoe word dit hier beskryf, wat is nodig? Hoe gaan ons wêreld kom van waar dit hier is tot waar dit moet wees? Tot waar die Psalm het beskryf as 'n plek wat vol is van die heerlikheid van God se naam. Hoe is dit moontlik? En die antwoord is net in Jesus Christus, net in hom. Hierdie Psalm kyk vooruit na iemand wat moet kom om die heerlikheid van God oor die hele aarde te versprei. Dit is so interessant, so mooi eintlik, hoe die mens daar beskryf word in vers 5, mensekind, sê ons vertaling, mensekind. Die Hebreëus sê Ben Adam, seun van Adam. Die Griekse vertaling van die Ou Testament vertaal dit as Huios Anthropo. En dit is dieselfde beskrywing wat Jesus dan in die Nuwe Testament gebruik as hy homself die seun van die mens noem. Daniël 7 vertaal dit so en Psalm 8 vertaal dit so, die seun van die mens. Hierdie Psalm kyk vooruit na 'n ware mens, 'n ware seun van Adam, die seun van die mens wat moet kom, wat met ware eer en heerlikheid gekroon is, die een wat waarlik oor God se skepping heers, die een wat waarlik bewys hoe kom God se eer en heerlikheid in hierdie wêreld in, Jesus Christus. En hy kom dan. Hy word gebore, hy sterf aan die kruis en hy staan op uit die dood sodat God se heerlikheid deur sy kerk in hierdie wêreld ingeneem kan word. Hy stuur die kerk in Matteus 28 vers 19, dan sê hy, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in wat? In wie? Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Psalm 8 praat van die naam van die Here, Jesus roep ons om mense te doop in die naam van die Here. Ons dra daardie naam van God, wanneer ons gedoop is, dra ons daardie naam van God in hierdie wêreld in, en ons wys, hoe lyk God se heerlikheid? Hoe lyk dit dat 'n aarde vol word van die heerlikheid van God? Dit is so mooi. Filippense 2 beskryf Christus wat homself verneder het tot die dood van die kruis. En Filippense 2 vers 9 tot 11 sê dan, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Kyk rondom jou na die wêreld en kyk goed. Hierdie wêreld sal eendag buig voor die naam van Jesus Christus, die naam wat bo elke naam verhoog is, die naam wat uitnemend is bo elke naam, daardie naam, die naam van Jesus, hierdie hele wêreld sal daarvan getuig dat daardie naam heerlik is. En dit is waarna ons uitsien, dit is waarvoor ons werk, dit is waarvoor ons arbeid. Selfs ons wat nou in hierdie wêreld leef, dra daardie heerlikheid van God uit, wetende dat Christus dit eendag volmaak sal bring. Kom ons sluit af. Hierdie Psalm gaan oor die heerlikheid van God, wat ons in die ganse skepping kan sien. Eerstens sien ons dit in iets wat so eenvoudig is soos 'n babietjie, die stem van 'n kind, 'n suigling. God wys daardeur sy sterkte en daardeur maak hy sy vyande stil. Dit is die eerste punt. Ons sien dit ook in die ruimte, in die hemel, in die nagtelike hemel bo ons. Daarin wys God ook vir ons sy majesteit. Ons sien dit derdens in die mens, in die genade wat God aan die mens bewys deur ons aan te stel as die kroon van sy skepping. Ons sien dit vierdens in die hele aarde. Nou alreeds soos Christus se heerlikheid deur die kerk oor die aarde geneem word en eendag volmaak wanneer Christus weerkom en die aarde sal vol wees van die heerlikheid van die Here. Gemeente, mag God tog gee dat hierdie Psalm gedurig deur in die kerkgebou sal weergalm. Dat ons almal gedurig deur hierdie gebed tot die Here sal bid. O Here, onsse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Amen. Kom ons sing nou vers 5 tot 7 van dieselfde Psalm. Psalm 8. Ons sing vers 5, 6 en 7. En daarna gaan ek die formulier vir die bevestiging van ouderlinge aan u voorhou. Ons sing Psalm 8, vers 5, 6 en 7. Daarna kan u weer gaan sit.
Ek gaan vir ons vanoggend die klassieke formulier vir die bevestiging van ouderlinge en diakens voorhou. Hy is so 'n bietjie langer, maar het is werklik pragtig om hier te hoor wat God hier vir ons uiteensit. Ek vra dan dat om Clifford Gibbs asseblief vorentoe kom en voor die kansel kom staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskeie male aan u bekend gemaak het die name van ons aanwesige broeder wat vir die diens van ouderlingeskap van hierdie gemeente gekies is, om te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy amp behoort bevestig te word nie. Aangesien daar egter niemand voor ons verskyn het wat iets wettigs teen hom voortgebring het nie, sal ons nou in die naam van die Here tot sy bevestiging oorgaan. Om daartoe te kom, moet u, broeder Clifford, wat bevestig sal word en verder almal wat hier teenwoordig is, vereers aanhoor uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die ouderlinge. Met betrekking tot die ouderlinge moet opgemerk word dat die woord ouderling of oudste aan die Ou Testament ontleen is en 'n persoon aandui wat in 'n aansienlike amp van regering oor ander gestel is. Dit word gebruik van twee soorte persone wat in die kerk van Jesus Christus dien. Want die apostel sê, laat die ouderlinge wat goed regeer dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. Hier sien ons dus dat daar in die apostoliese kerk twee soorte ouderlinge was, van wie sommige gearbei het in die woord en leer en die ander nie. Eersgenoemde was die bedienaars van die woord en herders wat die evangelie verkondig het en die sakramente bedien het. Maar die ander, wat nie in die woord gearbei het nie en nogtans in die gemeente gedien het, was in 'n afsonderlike amp werksaam. Hulle het naamlik oor die gemeente toesig gehou en het geregeer saam met die dienaars van die woord. Want nadat Paulus gespreek het van die leeramp en ook van die amp van die uitdeling of diakenskap, spreek hy in Romeine 12 vers 8 van hierdie diens afsonderlik waar hy sê, wie 'n voorganger is, laat hy dit wees met ywer. Desgelyks vermeld hy op 'n ander plek onder die gawes en ampte wat God in die gemeente ingestel het, die regering. So is dan hierdie soort dienaars vir die ander wat die evangelie preek tot hulp en bystand, terwyl die twee tog verskillende ampte gebly het. Bovendien is dit goed dat by die dienaars van die woord sulke manne as mede-regeerders gevoeg word, sodat daardeur uit die gemeente van God des te meer geweer kan word alle dwinglandy en heerskappy wat makliker kan indring wanneer die regering aan een alleen of aan 'n paar toevertrou is. So vorm die dienaars van die woord en die ouderlinge dan saam 'n liggaam of vergadering om te dien as 'n kerkraad wat die hele gemeente verteenwoordig. Daarop sê die Here Jesus Christus, as hy beveel, sê dit aan die gemeente, wat sekerlik nie kan slaan op elke lidmaat van die gemeente afsonderlik nie, maar heel gepas op diegene wat deur die gemeente gekies is om hulle te regeer. So is dan ten eerste die amp van die ouderling om saam met die dienaars van die woord toesig te hou oor die gemeente wat aan hulle toevertrou is, om sorgvuldig toe te sien of elkeen in belydenis en wandel om gedra soos dit betaam, om die wat hulle onstigtelik gedra te vermaan en om soveel moontlik te voorkom dat die sakramente ontheilig word. Verder om teen die onboetvaardiges op te tree volgens die Christelike dissipline of kerklike tug en die boetvaardiges weer in die gemeenskap van die kerk te ontvang. Soos blyk uit die voormelde uitspraak van Christus en uit meer ander sprake van die skrif soos 1 Korintiërs 5 en 2 Korintiërs 2, berus hierdie dinge nie by een of twee persone alleen nie, maar by 'n aantal wat daarvoor aangestel is. Ten tweede, aangesien die apostel beveel dat onder die Christene alles welvoeglik en ordelik moet toegaan en niemand in die kerk van Christus mag dien wat nie wettig geroepe is nie, volgens die Christelike ordonnansie wat daaromtrent bestaan, daarom is dit te wens die kerk van die ouderlinge om daarop ag te gee en met goeie raad die bedienaars van die woord behulpsaam te wees in alle sake wat die welstand en die goeie orde van die kerk aanbetref. Ja,
Hulle moet ook met raad en troos al die Christene dien. Ten derde is dit al amp om in sonderheid toesig te hou oor die leer en die wandel van die dienaars van die woord, sodat alles mag strek tot stigting van die kerk en geen vreemde leer oorgedra word nie, soos ons lees in Handelinge 2 vers 29, waar die apostel vermaan om goed wag te hou teen die wolwe wat onder die kudde van Christus mag inkom. Om daartoe in staat te wees, moet die ouderlinge die woord van God ywerig ondersoek en hulle gedurig oefen in die bepeinsing van die verborgenhede van die geloof. Sodat elkeen dan, geliefde broeder, kan hoor dat u bereid is om die voormelde dienste aan te neem, moet u antwoord op die vrae wat aan u voorgehou sal word. Ten eerste vra ek u, ouderling, of u in u hart oortuig is dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is. Ten tweede, of u die skrifte van die Ou en Nuwe Testament hou vir die enige woord van God en die volkome leer van die saligheid en alle leringe verwerp wat daarteen stry. Ten derde, of u beloof om u amp soos dit hierbo beskryf is, volgens hierdie leer getrou na u vermoë te bedien, die ouderlinge in die regering naas die dienaars van die woord, en of u ook gesamentlik beloof om in alle godsaligheid te wandel, terwyl u tevens onderwerp aan die kerklike vermaninge, as u miskien te buite gaan. Wat is hierop u antwoord, broeder Clifford? Hy het ja gesê. Mag die alvermoënde God en Vader u saam sy genade gee dat u in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam mag wees. Amen. Wees dan, ouderling, ywerig in die regering van die kerk wat aan u saam met die dienaars van die woord toevertrou is. Wees ook soos 'n wagter oor die huis en die stad van God om elkeen getrou te vermaan en te waarsku vir sy verderf. Gee daarop ag dat die suiwerheid van die leer en die vroomheid van lewenswandel in die gemeente van die Here onderhou word. Wees saam met al die ander amptdraers getrou. Bewaar die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete. So sal u vir uself 'n eervolle plek verkry en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus en hiernamaals ingaan in die vreugde van u Here. Aan die ander kant, geliefde Christene, ontvang hierdie man as 'n dienskneg van God. Wil die ouderlinge wat goed regeer dubbele eer waardig ag. Stel u self gewillig onder hulle toesig en regering. Voorsien die diakens van goeie middele tot hulp van die armes. Laat die rykes weldadig wees, mildelik gee en mededeelsaam wees. En laat die armes arm wees van gees en hul versorgers met alle agting beheer, dankbaar teenoor hulle wees en nie murmureer nie. Volg Christus na ter wille van die spys van die siel en nie ter wille van die brood nie. En arbeid deur met u hande te werk wat goed is, sodat u iets kan hê om mee te deel aan diegene wat gebrek het. As u dit doen, elkeen in sy amp, sal u van die Here ontvang die loon van die geregtigheid. Maar omdat ons uit onsself hiertoe onbekwaam is, laat ons die almagtige God aldus aanroep. Ek vra nou dat die broeders staan. Here God, Hemelse Vader, ons dank u dat dit u behaag het om tot groter bloei van u kerk daarin te verorden, naas die bedienaars van die woord, ouderlinge en diakens, deur wie u gemeente in goeie vrede en welstand bewaar kan word, en die behoeftiges onderhou kan word. En dat u ons nou in hierdie gemeente 'n man verleen het van goeie getuienis wat die gawe van u Gees besit. Ons bid u, verleen hom meer en meer gawes wat hy in sy bediening sal nodig hê. Die gawe van wysheid, van moed, van onderskeiding, van weldadigheid, sodat elkeen sy amp kan bedien soos dit behoort. Help hom as ouderling om vlytig toesig te hou oor die leer en die wandel, deur die wolwe uit te weer uit die kudde van u liewe seun en deur die ongereelde mense te vermaan en te bestraf.
Help ook die diakens in ons gemeente om deur hulle gawes ywerig te ontvang en mild en versigtig uit te deel aan die armes en deur hulle lieflik te vertroos met u heilige woord. Skenk aan beide die ouderlinge sowel as die diakens u genade, dat hulle in hul troue arbeid standvastig voortgaan, sonder om deur enige moeite, verdriet of vervolging van die wêreld ooit te verslap. Verleen ook in sonderheid u goddelike seën aan hierdie gemeente waaroor hulle gestel is, sodat die gemeente hom gewillig onderwerp aan die goeie vermaning van die ouderlinge en hulle ook in ere hou ter wille van hul amp. Gee aan die rykes milde harte vir die armes en aan die armes 'n dankbare gemoed jeens diegene wat hulle help en bedien, sodat hulle deur die getroue uitvoering van hul amp 'n heilige naam groot maak en die ryk van u seun Christus bevorder, in wie se naam ons gebed afsluit met die woorde: Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broeder Clifford, u kan nou omdraai en dan gaan ons staande vir hom toesing, Psalm 134 vers 4. Psalm 134 vers 4 gaan ons staande vir hom toesing en u kan almal daarna bly staan om die seën van die Here te ontvang. Ontvang almal nou die seën van die drie-enige God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.